Geloof sal die siekes red en God sal hulle oprig. Sal julle vorentoe kom, broers, dat ons hande op hierdie kan sit? Ek weet hierin. Het ons altyd hoor vra, het jy daardie doekies gesalf? Baie mense salf hulle en dis in die haak, God seën dit. Maar as julle oplet in die skrif, Paulus het hulle nie gesalf nie, maar hy het van sy liggaam afgeneem, sien. So ons gaan nou oor hulle bid en bid julle saam met ons elkeen, laat ons nou ons hoofde buig vir gebed. Ons dierbare Here, ons staan hier vanaand in die skaduwee van u genade, om as 'n kerk van die lewende God te vra vir hierdie kosbare doekies, wat hier is, sakdoeke en klein pakkies. Ons vra dat u hulle sal seën, Vader, en mag op wie ook al hulle gelê word, mag die Heilige Gees op hulle kom, mag hulle genees word, verlos word van elke beproewing. Ons lê ons hande deur geloof as gelowige broers en susters. Deur geloof doen ons dit terwyl ons dit vra. In Jesus naam, amen. Dankie, broer. Julle mag maar sit. Ek wil graag dit sê, dat ek baie dienste in Phoenix gehad het, wat groter skares gehad het, maar het nog nooit 'n aangenamer verblyf gehad. En met die gemeenskap nie, dit was een van die bestes wat ek al ooit gehad het. Ons het verskillende kerke besoek. Ons het ingekom saam met die gemeentes van God. En die eerste keer wat ek onthou dat ek ooit persoonlik broer Shaws ontmoet het. En ek sê dit nie, hy wat hier staan nie, maar wanneer jy ander predikers van verskillende gelowe kan hoor, wat sou nie net dieselfde geloof, maar van verskillende denominasies goed praat van hom. Goeie man, dis reg. Ander manne wat waarskynlik van hom sou verskil oor doktrine van die Bybel en klein amateurgoedjies van hom sou verskil en tog sê, Broer Branham, daar's 'n goddelike man. So ons is dankbaar vir die samewerking van die gemeentes van God. Reg deur die stad, die verskillende gemeentes en so voort, mag die Here hulle ryklik seën. Terwyl ons hier was en ons moes kom van die gemeentes af hier oorkant, wel ons, dis 'n interdenominasionele saak. En dan vind ek dat daar verskillende groepe is. En ek is bly dat daar verskillende groepe is. Ek is bly dat God ons verskillend maak. God is 'n God van verskeidenheid. Hy het groot berge en klein bergies en hy het woestyne en hy het moerasse. Hy het wit blomme en blou blomme en rooi blomme. En hy het klein mannetjies, eislike groot mans. Kort vroue, vet vroue, maar vroue en net allerlei verskillende soorte. Hy is 'n God van verskeidenheid. Party rooikop, swartkop, party mans met golwende hare en party met niks nie. En net, wel is net 'n God van verskeidenheid, sien. Hy maak die dinge net soos hy dit wil hê. Dis hoe ek dink oor, hy maak wit mense, bruin mense, swart mense, geel mense, God van verskeidenheid, sien. En ons het verskillende kerke, ons het een van een soort en een van 'n ander, maar ons kan almal saam mense wees. Die swart man kan die wit man 'n bloedoortapping gee. Omgekeerd, die Indiaan kan die wit man gee, die wit man die Indiaan, want God het in een bloed alle nasies gemaak. So het ons gemaak om een volk te wees. Maar net so Salomo se tempel uitgekap is in verskillende dele van die land. Maar toe dit bymekaar gekom het, daar was verskillende soorte klippe. Maar toe dit tyd geword het om dit in mekaar te pas, het hulle almal klip teen klip gepas. Geen hamers, geen saad, 40 jaar geneem om te bou. Ek glo wanneer God gereed maak om die kerk te neem. Ons nie stry of ons Methodist of Baptist is of wat ons is nie. Dit sal net alles saamgaan. Sondag 'n week gelede het ek 'n groot gemeenskap gehad onder by Broer Fuller, Gelooftempel. Broer Fuller is 'n wonderlike man. Hy verteenwoordig die interdenominasie, die wat hulle glo dit word hier genoem
die onafhanklike kerke. Hy en broer Groomer, dis die onafhanklike broers. Wonderlike klomp manne en goeie Christen mense. Ek het 'n wonderlike verwelkoming gehad. En dan vandag was ek by broer Outlaw, die man wat my eerste geborg het toe ek Phoenix toe gekom het. Hy en broer Garcia, die Meksikaanse mense. En bo by die broer Outlaw het die Jesus naam tabernakel. Ons het beslis 'n wonderlike tyd daar gehad vanmôre. Die Heilige Gees was daar en hulle het 'n koor gehad wat gesing het en ek het 'n hele handvol van hulle plate en ek kan dit nie wag om by die huis te kom en hulle het daar die op gesing. Ek hou daarvan. Julle weet, ek het 'n bietjie suidelik in my wat daarvan hou om my hande te klap. Julle weet, voel net soort van my godsdiens. So ons het 'n wonderlike tyd daar gehad vanmôre in die gemeenskap met ons broer Outlaw. Die Here het ons op 'n groot manier ontmoet. En daardie manier, hy verteenwoordig die Verenigde Pinksterkerk en die ander verteenwoordig die onafhanklikes. Broer hier van die gemeentes van God verteenwoordig. En ons is almal een in Christus Jesus, het almal die Heilige Gees. Volgende keer wanneer ek terugkom, sal ek probeer om by ander kerke uit te kom, diegene wat ek nie by uitgekom het nie. Net om julle te laat weet dat ons julle liefhet, maak nie saak wat julle glo nie, dis wie julle glo. Dis goed, dis wie julle glo, en ons glo almal in die Here Jesus Christus vir ons verlossing. Vertrou nie op ons eie werke of in ons verbintenis met die kerk nie, maar ons vertrou op wat hy vir ons gedoen het, toe hy op Golgotha gesterf het. So 'n groot, goeie groep mense het die dienste bygewoon. Hierdie manne, baie van hulle het hulle kerke gesluit gedurende hierdie diens. Ons bedank julle daarvoor. Christen sakeman het die tak is georganiseer gedurende hierdie verblyf hier. Ek hou daarvan. Ek is bly dat dit gebeur terwyl ek hier was. Ek ondersteun die Christen sakemanne solank hulle op daardie manier aanhou om die kerk te help. Nie om die kerk se plek in te neem nie, maar om die kerk te help om gemeenskap te gee met sakemanne. Wel, sakemanne kan getuig vir sakemanne. Dit sou, as dit so gedra word soos wat dit was, sal dit die kerk bou, dit groter maak. Ons is dankbaar vir enigiets wat die koninkryk van God bou. Dan wil ek ieder en elk van julle bedank vir julle goeie samewerking wat aand gekom het. Dit was omtrent 15 dae van diens en ek, my seentjie Joseph, toe ons gehoor het Indiana het 18 duim nuwe sneeu, noodtoestand in die hele staat en skole almal gesluit en alles. Het my seentjie Joe gesê, papa, hoekom kan ons nie 2 of 3 dae bly nie en ons sal uitgaan op Suiderberg en weer Gila 'n monsters jag. Nogal slim seun vir 4 jaar oud. Ek het gesê, skat, ek sou dit graag wou doen, maar susters moet terugkom in die skool en dan moet ons reguit terugkom na Tulsa met broer Roberts en broer Osborne en al die broers dwars deur daardie streek met die volle samewerking. Wonderlik hoe mense by mekaar kom op daardie manier. Dis wat ek geleef het om te sien dat broers oor die heining kon uitreik. Dis reg, broers weet. Ons is nie verdeeld nie. Ons is almal een liggaam, een in hoop en doktrine, een in liefdadigheid. Hierdie groot voorwaarts Christen soldate, dis reg. Dis waarna ons soek, die koms van die Here Jesus. Nou, ek wil julle almal bedank vir hulle het net nou vir my gesê, broer David en my veldsekretaris, meneer Mercier, het my pas vertel dat julle 2 liefdesoffers van hierdie diens vir my gegee het. Dankie my kosbare vriende. Daardie liefdesoffers sal geplaas word in die stigting van die Branham Tabernakel en sal gebruik word om dienste te borg. Ek word 'n salaris betaal, $100 per week en so dan sal dit gaan vir die koninkryk van God. Die elkeen van daardie kerke by broer Outlaw se kerk vanmôre en onder by broer Vloe se kerk verlede Sondag, het ek probeer dat hulle dit nie doen nie, maar hulle het teen die tyd wat ek by die deur ingekom het broer Vloe 'n cheque in my hand gegee van, ek vergeet net wat dit was, omtrent $100 vir sending, en vanmôre het broer Outlaw se kerk $101.50 gegee, sendingoffer. Sekretaris het dit gaan reguit in die stigting in om ons oor see te stuur om die evangelie te verkondig. Eendag bid ek in die hemel dat dit sement sal wees vir julle ewige tuiste
aan die ander kant. Ons dank julle vir al julle goeie samewerking, vir julle koop van die bandopnames vir boeke en alles. En ons sorg net omtrent vir hulle self. Partymal moet ons net die veldtog die boeke laat betaal. Want as niemand enige geld het nie en hulle wil die boek hê, kan hulle dit kry in elk geval. Dis gratis, dis reg. Dis nie die idee, net sodat ek genoeg kan terugkry om hulle weer te laat druk, om hulle uit te gee. En ons, die kerels, werk vir 'n baie klein salaris om daardie goed te verkoop. Hulle werk alles deur die stigting van die kerk. En die kerk, as julle kwitansies vir daardie dinge wil hê, ons het nou 'n nommer in Washington DC wat julle amptelik julle van julle inkomstebelasting af kan kry van Washington DC. Weereens dankie vir alles wat julle gedoen het vir die goeie mense wat plekaanwysers was en gehelp het in die gebedsrye en bo alles dank ons God en die diepte van ons hart elkeen van ons. Vir sy teenwoordigheid in elke van die kerk en hier in hierdie auditorium aand het ons sy groot hand sien uitstrek in genade om die siekes te genees, om sy verskyning te bewys en sy tweede koms wat naby was. Ek wil graag vanaand vra terwyl die auditorium omtrent vol is, dink ek vanaand hierdie arena, dat ek julle almal sou vra om vir my te bid. Dit mag wees binne die volgende paar dae, week of 3 of 4 of 5 weke, dat broer Du Plessis en ek Europa toe sal gaan, reg deur Europa in dienste, miskien 'n bietjie later in die somer afgaan in Australië, Nieu-Seeland in. En dan was dit deur die Christensakemanne wat 30 dae wil hê oorkant in, wat was die naam? Cuba, waar die regering ons uitnooi om te kom, en Haiti, en daardie plekke daar binne. En dan ook waar ons was daaronder in die Caribiese eilande in Puerto Rico, daar is selfe groep wat Billy Graham geborg het 'n vergadering met my daar gehad en wil die hele eiland hê. 'n 4-sirkel rondom maak, aand in hierdie plek, aand in daardie plek, dan weer terugkom na die Bofbelveld vir 'n groot diens op die Bofbelveld. Die groot komplimente wat hulle gegee het oor die diens en dinge. O, die oes is waarlik ryp, arbeiders is min. Kom ons bid tot die Here dat. Ek wil die huise bedank wat ek besoek, dat hulle so gaaf is vir al broer en suster Sherrod en broer en suster Williams en al die goeie gemeenskap oral. Ons waardeer julle beslis met ons hele harte. Ek sê dit namens my vrou, my familie, my seun, broer David Du Plessis, broer Roy Bordes, my medewerker, broer Jean Goat en broer Leo Mercy, die hele personeel, broer Sothman, Fred Sothman van Canada, wat ook op die personeel is by die kerk. Een van die trustees in die stigting is, ons bedank almal daarvoor uit ons harte. God sê met julle en ons hoop om weer terug te wees by julle voor Jesus kom, as dit moontlik is. God seën julle, laat julle kerke vooruit gaan en baie siele gered word. Nou, laat ons ons hoofde buig, net 'n oomblik vir gebed. Nou, Hemelse Vader, ons wil U beslis dank, want dit was U genade wat dit alles vir ons gedoen het. Ons het dit gedoen, Here, hier gekom om gemeenskap te hê en met die kerke, met die broers, weer die kosbare siele te ontmoet. Ons voel soos Paulus het, daardie keer toe hulle hom gevolg het, tot by die seestrand en hulle gekniel en gebid het. Here, daardie selfde gees woon in mans en vroue net hier in Phoenix. En wanneer ons hulle sien en weer gemeenskap kan hou en praat oor U en die koms en die woord verkondig, en sien dat die siek kinders gehelp word, die kerke gebou word met nuwe lidmate wat inkom, ons is so dankbaar teenoor U, Here. Dit was die wonderlike genade. Ons bid dat U hierdie stad en al sy predikers sal seën en mag die kerk groei en voorspoedig wees deur Jesus Christus. Nou kom ons by die woord, by die laaste woorde van hierdie herlewing. Vader God, ons wil hê U moet die finale woorde hê. Ons wil U seën op ons voel. U stem weer met ons hoor praat vanaand. En soos ons probeer om U gewyde en heilige geïnspireerde woord te lees,
Bid ons dat die Heilige Gees die woorde sal neem en hulle sal verdeel afsonderlik in die harte, soos hy wil en waar hulle nodig is. Mag die saad val op vrugbare grond, groei tot groot bome van verlossing. Skenk dit, Here. Bless us and help us as we further go into the service. In the name of thy dear Seën ons en help ons soos ons verder in die diens ingaan. In die naam van die dierbare, kosbare kind, die Here Jesus, vra ons dit. Amen. I wish to turn tonight to Matthew. Ek wil graag vanaand blaai na Matteus, die 17de hoofstuk, A few verses. om net vir 'n oomblik 'n paar verse te lees. While you're turning Terwyl down julle to a omblaai, wil ek sacred graag audience vir die also, gehoor sê ook dat ek julle komplimente waardeer aan my medewerker, broer David Du Plessis. the fine things that Die I've goeie been told dinge wat about his ek teaching. vertel is van sy onderrigting. I thank you all for your Ek bedank compliment. julle almal I'm vir sure julle it kompliment. will do you Ek good. is seker dit sal julle goed doen. Now the 17th chapter of St. Matthew. Nou die 17de hoofstuk van Matteus se evangelie vanaf die eerste vers. En na 6 dae neem Jesus vir Petrus, Jakobus en Johannes, sy broer saam en bring hulle op 'n hoë berg in die eensaamheid. En hy het voor hulle van gedaante verander en sy aangesig het geblink soos die son. Sy klere het so wit geword soos die lig. En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elia in gesprek met hom. Toe begin Petrus vir Jesus te sê: Here, dit is goed dat ons hier is. As U wil, laat ons hier 3 hutte maak. Vir U een, vir Moses een en een vir Elia. Terwyl hulle nog spreek, oordek 'n helder ligte wolk hulle met eens, en 'n stem uit die wolk wat sê: Dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom. Ek wil daar die laaste 3 woorde neem vir 'n teks. Luister na hom. Ek gaan weer terug vanaand met 'n baie klein teks vir so 'n gehoor. 3 woorde. Maar hulle is, as ons gehoorsaam kan wees aan daardie 3 woorde vanaand, sal julle 'n herhaling van Pinkster in hierdie gebou sien. Dit is net klein, maar daar's genoeg krag daarin dat die res van die Bybel daarby sal aansluit. Luister na hom. Dit is nie te veel woorde nie. Partymal het ons broers van die kosbare geloof gevind. En ek het dit self gehoor wanneer hulle sou sê: O, broer Branham, ek glo nie dit help my om enigsins verder te gaan nie. Ek was daar om na Billy Graham te luister en daar was soveel duisende mense. En ek was daar om na ons edelste broer Oral Roberts te luister en duisende mense wat in die tent ingeprop was. So dit lyk net asof my klein groepie miskien net te veel beteken nie. Maar jy is so verkeerd. Waardeer jy jou vinger? Jy wil nie jou vinger moet sê, omdat ek nie jou oog of oor is nie, sal ek nie meer werk nie. Dis so verskillend. Dit herinner my aan 'n storieetjie een keer, dat toe 'n wyle koning George na Kanada gekom het, om 'n besoek af te lê, hy en sy kosbare vrou. Die koning het op daardie tydstip gelei aan veelvuldige sklerose, wat hy later getelegrafeer het. En ek het die voorreg gehad om vir hom te bid, 'n brief van hom te kry. En die dag wat hy deur Vancouver, British Columbia sou gaan, hy het bo in sy koets gesit, soos hy in die straat afgery het, en al die mense het die skole verdaag, die onderwysers,
En hulle het gereed gemaak om die koning te besoek en om 'n lekker tyd te hê. Ek onthou my medewerker broer in Baxter. Broer Baxter het gesê, broer Branham, toe ek daar gestaan en die koning sien verbygaan het, en sy pragtige vrou in haar mooi blou rok gesê, ek het net gegiggel en gehuil. Sien, dit het iets vir hom beteken. Dit was die koning en koningin wat verbygegaan het. En ek het gedink, as om die koning van Brittanje te sien verbygaan, die Kanadese mense wat deel van sy onderdane is, as hulle so kon voel en die emosies so opkom om die koning van Engeland te sien verbygaan, wat sal dit wees wanneer die koning van die heerlikheid verbygaan? Al die kindertjies is 'n klein Britse vlaggie gegee, en toe die koning verbygekom het, moes hulle hierdie vlaggie waai en sing, God red die koning, soos dit verbygegaan het. En toe dit tyd geword het, het die koning in die straat afgegaan en sy hotel binnegegaan of waar hy ook al moes bly. Die kinders moes terugkeer skool toe. En in 'n sekere skool het almal van hulle teruggekom behalwe een klein dogtertjie. En die onderwyseres was so ontstel daaroor, sy het uitgegaan in die straat om na die kleintjie te soek. En sy het hierdie dogtertjie gekry waar sy by 'n telegraafpaal staan, daarteen leun, en net haar hartjie uithuil. En so het sy na die dogtertjie toe gehardloop, klein van gestalte, en haar opgetel en sy het gesnik asof haar hartjie wou breek. En sy het gesê, waarvoor huil jy, skat? Het jy nie die koning gesien nie? Sy het gesê, ja, ek het hom gesien. Wel gesê, het jy jou vlag van loyaliteit gewaai terwyl hy verbygegaan het? En sy het gesê, ek het my vlag gewaai vir die koning toe hy verbygegaan het, en het jy hom gesien? Ja, ek het hom gesien. Toe het sy gesê, waarom huil jy? Sy het gesê, juffrou, ek het die koning gesien, maar ek is so klein dat die koning my nie gesien het nie. Dis nie so met Jesus nie. Maak nie saak hoe min jy doen nie, hy weet alles wat jy doen. Dit word net soveel vir jou in die hemel toegereken as wat dit word vir Billy Graham of Oral Roberts of enige van die res van hulle wat groot dienste het. Dis nie die groot dinge wat ons partymal doen nie, dis die klein dingetjies wat ons ongedaan laat. Nou Jesus het geen voorkeur vir groepe nie. Jesus het alle soorte groepe, alle groottes en alle vlakke van die lewe ontmoet. Een keer het ons 'n rekord vir hom wat met 500 ontmoet. Partymal duisende. Een keer sien ons hom by die 12, partymal, een keer by 3 en selfs by 1. Maak nie saak wat die grootte van die groep is nie. Die hoofsaak, as Jesus daar is, om daardie groep te ontmoet. Maak nie saak hoe klein jou kerk is, of hoe groot dit is, vir hoeveel jy preek nie. Die vraag is jy so toegewyd aan God dat Jesus in julle midde is? Hierdie moes 'n spesiale geleentheid, 'n groot geleentheid gewees het. Petrus het dit later genoem, die heilige berg. Nou ek glo nie dat Petrus bedoel het dat die berg heilig was nie. Ek glo Petrus het bedoel dat die heilige God hulle op die berg ontmoet het. Dis nie die heilige kerk nie. Dit is nie die heilige mense nie. Dis die Heilige Gees in die mense wat dit iets maak. Nie die kerk of die mense nie. Dis die Heilige Gees.
Wanneer God enigiets groot begin doen, verklaar hy dit gewoonlik eers in die hemele. En hierdie moes 'n spesiale geleentheid gewees het. Hulle het opgegaan na wat ons die berg van verheerliking noem. En hy het 'n paar dae tevore gesê, voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige wat hier staan wat nie die dood sal sien, totdat hulle die seun van die koninkryk van God in krag sien kom nie. Ek glo, soos miskien al die predikers of baie van hulle, weet dat hierdie voorstelling die koms beteken het, die orde van die koms van Christus. Die eerste ding wat hulle gesien het, en hoe die orde was, hulle het Jesus gesien wat sou verskyn. En toe het hulle die koms van die verheerliking gesien, en Moses en Elia. Die einste orde van die tweede koms. Toe hulle teruggekyk het, het hulle net Jesus gesien. Toe hulle weer gekyk het. Ons vind dat hy hulle soontoe geneem het vir 'n doel. En hy het 3 geneem. In die Ou Testament, ook die Nuwe, is 3 'n bevestiging. In die mond van 2 of 3 getuies, laat elke woord bevestig word. Dis in die Ou en ook in die Nuwe Testament. En ons let op dat Jesus saam met hom geneem het, Petrus, Jakobus, Johannes, 3 aardse getuies om te getuig. En God het op die berg Moses, Elia en Jesus gehad as hemelse getuie. God was gereed om iets groots te doen. Wat ek dink God hier gedoen het, een van die dinge waarop ek graag julle aandag wil vestig, ek glo dat God probeer plaas het of om sy eie wette te volg. God moet sy eie wette volg. Hy moet in sy eie wette lewe. Dis waarom ek glo dat Jesus meer as 'n profeet was. Jesus was God wat vlees geword het. God kon nie nog 'n persoon gestuur het wat gebore was uit 'n man en vrou om die plek in te neem en te wees, te neem die dood in te sluk nie, want God moes sy eie straf neem. God kon nie in die gees sterf nie, so hy het vlees geword en onder ons gewoon om die dood te neem, en ons oordeel is geplaas op sy kosbare liggaam, en hy het vir ons almal gesterf. Daar is daar die kosbare liggaam wat sit aan die regterhand van sy majesteit vanaand. God kan nie meer na siekte kyk nie, dis veroordeel. Hy kan nie meer na sonde kyk nie, dis veroordeel. Daar sit die versoening, die verbryselde en dan geslaande liggaam van die Here Jesus, wat sit aan sy regterhand in die hemel. Dis wat ons geloof laat hê, want hy sit daar om voorspraak te maak volgens ons belydenis. God het ook hier gedoen wat ons in die Bybel noem die plasing van 'n seun. Nou in die Ou Testament, wanneer 'n kind gebore is, 'n seun in 'n huis, dan was daardie seun 'n seun sodra hy gebore is natuurlik. Hy was die seun van die Vader. Maar tog, voordat hy erfgenaam geword het van die koninkryk van sy vader of die besitting, moes daar die seun eers grootgemaak en getoets word. Hy moes uitvind of hierdie seun 'n ware seun was of was hy net bloot 'n niksnits. En hierdie seun sou nooit erfgenaam wees as hy nie bekwaam was om sy vader se plek in te neem nie. Maar as hy bekwaam was en die vader se plek ingeneem het, dan is alles wat die vader gehad het vir sy seun gegee. Dis waar ek dink dat baie van ons Pinkstermense 'n fout gemaak het. Ons dink sodra ons seuns en dogters van God word, dat dit afhandel.
Ons kom net op 'n plek om getoets te word. Die Methodiste het gesê sodra hulle uitgeroep het dat dit afgehandel het. Die Lutheran het geglo deur geloof in regverdigmaking en het gedink dat dit afgehandel het. Maak nie saak watter soort posisie God jou geplaas het nie, jy groei steeds, word vervolmaak. En ons sal dit nooit bereik totdat Jesus kom. Nou in die Ou Testament het God sy koninkryk van die mense in orde geplaas, net soos sy eie onder die ou wette. Nou 'n vader het 'n stuk grond besit, het huurlinge gehad en oral oor die grond. Ons let op in die Koning James weergawe in Johannes 14, ons daar lees, dit het gesê, in my vader se huis is daar baie wonings. Dit klink vreemd nie waar nie, wonings in 'n huis. Ek weet nie of dit Moffat is een van hulle wat ek gelees het van die vertalers. Dit het nog meer belaglik gemaak as dit gesê in my vader se woonstelblok is baie woonstelle. Asof ons soontoe sou gaan om woonstelle te hê om hiervoor te betaal. Nee, dis alles verkeerd. En in die dae van die vertalers van die Koning James weergawe, so word daar vir my vertel wat hulle vertaal het in die taal van daardie dag. Nou in Engeland was die koning eintlik die vader gewees en sy hele domein was sy huishouding. Dis perfek in lyn met die Ou Testament. Dat die vader was sy domein gehad het en hy die heerser in hierdie domein was. En sodra die kind gebore is, die vader wat so besig was met ander dinge, het hy 'n leermeester of 'n opvoeder vir sy kind gesoek. En dan hy wat geweet het dat hierdie kind die voornemende erfgenaam was van alles wat hy gehad het, sy eiendom, sy goeie naam en alles wat hy gehad het, sou na hierdie seun toe gaan, het hy die heel beste skoolonderwyser gesoek wat hy kon vind om daar die kind te leer. En God doen dieselfde vir sy kinders. Wanneer 'n man gebore word in die liggaam van die Here Jesus en die seun van God word, het God die hemele deursoek vir die beste leermeester waarvan hy weet om oor sy kinders te sit. En dis nie 'n biskop nie, maar dit was die Heilige Gees wat God oor sy kerk geplaas het om sy kerk te leer om te glo in geestelike dinge en bonatuurlike werkinge van God. Hy sou nie 'n biskop oor sy kerk plaas wat nie glo in die dae van wonderwerke is by en al die bonatuurlike is weg nie. God sou dit nie doen nie. En die Heilige Gees is gestuur om die kerk te regeer en te lei. God het vir die Heilige Gees gegee om dit te doen. Die vader sou nie 'n man soek wat 'n veer in sy hoed sou probeer kry, soos ons dit noem en sê, wel nou hy weet ek's die vader, so hy sal die seun klein afvallige soos, maar hy sou opkom en om 'n veer in sy hoed te kry, oog, dit gaan baie goed met jou seun. Hy sou dit nie doen nie. Hy het 'n man gekry wat hom die waarheid sou vertel, want hy wou net presies weet wat die toestand van daardie seun te alle tye was. Dis wat God gedoen het. Hy het dit nooit toevertrou aan enige paus, biskop of enigiets anders nie. Hy het die Heilige Gees op die kerk gestuur om die leraar en die opvoeder van die kerk te wees. Daarom die Heilige Gees sal eerlik wees met God. En nou hierdie opvoeder, hierdie leermeester, was veronderstel om te kom en die vader te vertel hoe die kind vorder. En hoe daardie leermeester moes gebloos het as die kind homself wangedra het. Hoe dat die seentjie nie geïnteresseerd was in die dinge van sy vader se plaas of koninkryk nie. Hoe dat die Heilige Gees vandag moet voel wanneer dit voor God gaan met 'n geboue, beskaamde gesig as ware om 'n verslag te moet doen van ons onverskilligheid in die kerk vandag. Hoe ons die hele doop van die Heilige Gees tersyde gestel het. Hoe dat die kerk 'n vorm van godsaligheid het en die krag daarvan ontken. Hoe hy moes bloos om te sê, u dogters trek onsedelik aan.
Hoe hy moet bloos om te sê, die kinders kan nie eers lank genoeg met mekaar saamstem om 'n diens te hê nie. Hoe dat hulle u mense bespot wat uitgeroep en gevul is met die Gees. Hoe dat die Heilige Gees moet voel om voor God te gaan met sulke boodskappe soos daardie. Kom terug sê, hulle het 'n vorm van godsaligheid. Hulle glo nie meer in die bonatuurlike nie. Hulle sal nie eens kerk toe gaan op Woensdag aand nie. Hulle bly om een of ander gunsteling televisieprogram te kyk. Hoe dit moet wees. En die gawes wat u afstuur na u kerk om u woord te bevestig wat u beloof het, mense loop weg en noem dit die werke van die duiwel. Nou, die Heilige Gees moet na God toe bring, alles wat elke beleidende Christen daarvan sê, omdat hy gestuur het. Wel, die Vader mag sê, het jy probeer, het jy aan die hart se deur geklop. Hy het aangeklop en hulle wou nie luister nie. Hoe hy moet voel. Hoe kan? Hy het ons vertrou. Soos hy vir Adam en Eva het, hulle in die tuin van Eden gesit, en hulle vertrou het om reg te wees, om sy woord te gehoorsaam. Hulle het geval, en sodra die mens dinge in sy hand kry, sal hy elke keer val. Hy kan dit self nie hou nie. Dit kos God om vas te hou. Dan let ons weer op dat wanneer, wat as daardie seun 'n goeie seun was, hoe die onderwyser sy bors uitstoot, na die Vader toe stap en sê, ek is so bly meneer, om vir jou die boodskap te bring van hoe jou seun vorder. Hy is net so slim as wat hy kan wees. Hy is net soos jy. Hy is soos ons dit sou noem, aartjie na sy vaartjie. Hy is net presies soos jy. Hy het dieselfde goed lief wat jy lief het. Hy doen die werk net presies soos jy dit gedoen het, toe jy daar was. Dis die soort kerk waarvan die Heilige Gees hou om voor God te getuig. Die soort werk het Jesus gesê, wat ek doen, sal julle ook. Dis die soort kerk waarvan die Heilige Gees hou om voor God te getuig. En dan as daardie kind, daardie seun, nie gehoorsaam was nie, en nie 'n gehoorsaam kind was nie, was dit nooit meer as 'n seun nie. Het dit 'n seun gebly, maar tog het dit geen erfdeel gehad nie. Nou, ons wil nie in daardie plek bly nie. Die kerk behoort 1000 maal verder in die pad af te wees as wat dit vanaand is. Die Pinksterseëninge val op die mense hier in Amerika vir 50 jaar. En skynbaar kwyn ons weg in plaas van om aan te gaan. Waarom preek jy soos hierdie, broer Branham? Ek wil die kerk van God in diepe opregtheid sien. Ek wil die ou tydse bidure sien. Ek wil daardie tye sien wanneer hulle nie die kerk kan verlaat nie. Hulle net heeldag bly en bid en vas en uitroep tot God antwoord. In plaas daarvan lyk dit asof liefde van ons af weggekwyn het. Die liefde van God net liefde. Wel, 'n ware Christen kan skaars wag wanneer die klok lui neem hy die voorste sitplek en daar gereed met die sangboek in sy hand. Maar nou sê ons, o goeiste, ek weet nie, hoe geseënd is die band wat bind ons harte in Christenliefde. Die gemeenskap van sielsgenote is soos die van bo. Wanneer ons van mekaar skei, maak dit ons hartseer. Maar ons harte sal steeds verbind wees en hoop om weer te ontmoet. Dis hoe ware Christendom 'n lewende ondervinding is. Pinkster is nie 'n denominasie nie. Pinkster is 'n ondervinding wat enige iemand kan hê as hulle dit wil hê. Dis iets wat jy ervaar, die Heilige Gees. Nou, wanneer hierdie seun, as hy so groot geword het en nie gehoorsaam geword het nie, nie so sy vader opgetree het nie, nie probeer het om sy vader se besigheid te bestuur soos die vader het nie, dan het daardie kind al sy erfdeel gemis, moes 'n ander sy broer se plek inneem.
Nou, vandag as ons probeer om die kerk voor God te neem onder net gewone kerkbelydenis of teologie, is dit nie hoe Jesus die kerk voor die Vader geneem het nie. God wil hê die kerk moet gevul word met die Heilige Gees om dieselfde werke te doen wat hy gedoen het toe hy hier op aarde was. Dis die soort kerk wat die leraar, die Heilige Gees, voor God sal wil aanbied. Soos ek julle een keer hier gesê het, die kontrak wat in die Ou Testament, toe dit uitgeskryf is, en dan uitmekaar geskeur is, wanneer hulle by mekaar gekom het, moes dit ooreenstem. Elke stukkie papier moes reg inpas, en die hele program moes reg oplyn. God het sy verbond met die mense deur Isak tot by Christus bevestig, en op Golgotha het hy die Messias uitmekaar geskeur. Hy het die liggaam geneem en dit aan die regterhand gesit en die Gees hieronder op die kerk gestuur. En die kerk sal dieselfde Gees moes hê, dieselfde dinge doen wat Jesus gedoen het. Of dit sal nooit in die wegraping gaan nie. Inpas. Neem hierdie stuk papier hier en skeer dit uitmekaar. Nou, jy kon dit nie naboots as jy moes nie. Dit moet weer dieselfde papier wees, sodat daar die letters net presies sal kom, soos hulle was. Dis presies hoe die kerk moet wees. Jesus was altyd besig met die Vader se dinge, om dit te doen wat reg in sy oë was. Nie net om dit en dat te doen, wat die kerk wil doen nie, maar dit is besig met die Vader se dinge. En Jesus het die getuienis gehad, ek doen altyd wat die Vader behaag. Die tipe Henog voor die wegneming, het Henog 500 jaar met God gewandel, en het 'n getuienis gehad dat hy God behaag het. En hy was 'n tipe van die weggeraapte kerk. O, ons kom kort. Dan moes daar die kind God 'n ander kind grootmaak. En as Pinkster God faal, is God in staat om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te rig. God kan dit roep uit die Lutherane, uit die Baptiste, uit die Presbyteriane. God is in staat om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te rig. Iemand gaan die visioen sien en dit verder neem. Ek bedoel nie om julle doof te maak of die babas bang te maak nie, maar ek kry net baie stoom en ek moet dit net iewers uitblaas. Dit bou op. Ek voel goed, voel godsdienstig, want ek weet dat die einste Heilige Gees wat die woord geskryf het, dit hier bevestig. Woord vir woord, letter vir letter, reël op reël, reël op reël, hier 'n bietjie en daar 'n bietjie, en behou dit wat goed is, want deur lippe wat hakkel in ander tale sal ek met hierdie volk spreek, en hierdie is die rus, die Sabbat. Alna dit alles wou hulle nie luister nie, want die woord kom letter op letter, reël op reël. Nou as daar die kind dan nie gehoorsaam was nie besig was met die Vader se dinge nie, sou God nog 'n seun vir hom kon oprig. Dis wat hy deur die eeue heen gedoen het. 'n Luther op te rig, 'n Methodist op te rig, 'n Nazarener op te rig, 'n pelgrim heiligheid op te rig, 'n Pinkster op te rig. Hy sal aan oprig en oprig en oprig tot hy een kry. Halleluja! God, ek hoop om te lewe om daardie kerk te sien wanneer sy opstaan in die krag en die pragt van die opstanding met die kragte van God, wat deur haar werk tekens en wonders wat die gelowiges volg, soos dit het in die Nuwe Testament. God in sy krag en in sy mag. O, hoe wonderlik. Dan as hierdie kerk gehoorsaam het, hoe die leermeester daarvan gehou het om na die Vader toe te kom en te sê, o, hy is net wonderlik. Wel, die werk word gedoen net presies soos u dit gedoen het. Verstaan julle wat ek bedoel? Daar die seun van u daaronder, Vader, voer die werk uit. Die instruksies net letter vir letter soos u dit gedoen het. Dis die soort kerk, dis die een.
Dan hoe die vader sê, baie trots op daardie seun. Weet julle wat gebeur? Wanneer hy sy skoolopleiding kry, sy opleiding, tog mag hy nie in staat wees om al die gesag te gebruik nie. Hy het dit nog nie. Hy is nog altyd 'n seun, maar hy is nie geplaas nie. Nou julle predikers weet waar ek is, waarby ek uitkom. Plasing van 'n seun. Nou as daardie seun bewys het om 'n regter soort seun te wees, lief was vir die vader se dinge, reg by sy instruksies gebly het die vader dan op 'n sekere dag daardie seun in die openbaar geneem, hom op 'n hoë plek gesit, 'n pragtige kleed vir hom aangetrek, en hy het gehou wat hulle die aanneming van 'n seun noem, of 'n seun posisioneel te plaas wat hy was. Hulle het 'n seremonie gehou, en dan het die vader gesê, hierdie is my seun, ek neem hom aan, of plaas hom posisioneel. En as hulle checks gehad het in daardie dae, was daardie seun se naam net so goed gewees op die check soos wat sy vader se naam was, want hy was geplaas. En die seun kon afdank wie hy wou, hy kon aanstel wie hy wou. Hy was in volle besit van alles wat die vader gehad het. Nou, julle sien, Jesus het aan God bewys dat hy die regte soort seun was. En God het hom bo na die top van die berg geneem. Getuies daar uitgebring, hemelse getuies en aardse getuies, en hy het hom met onsterflikheid bekleed. Toe hulle opgekyk het, het hulle gesê, sy klere het geskyn soos die son. Iets bonatuurliks het plaasgevind. Sy klere het geglinster soos die son in die middel van die dag, so wit as wat hulle kon wees. God het daardie kleed van onsterflikheid op hom geplaas, wat gewys het dat hy hom ontvang het. Dis die ding wat God aan sy seuns hier op aarde sal doen eendag. Hy sal julle eenkant toe roep kerk as julle hom net sal gehoorsaam en by die woord bly en dit glo. En hy sal in die kerk plaas voor die koms van Jesus Christus, sal hy in die kerk plaas. Al die kragte wat Christus in hom gehad het, sal in die kerk wees. Alles wat God was, het hy in Jesus uitgestort. Alles wat Jesus was, stort hy uit in die kerk. God wat sy werk gedoen wil hê, hy het dit in sy seun ingestuur. En die seun wat die werk gedoen wil hê, het dit in die kerk ingestuur. Op daardie dag sal hulle weet dat ek en die Vader is, die Vader in my en ek in julle en julle in my. Op daardie dag, omdat dieselfde krag van God wat in die hoofe God was, in Jesus Christus gerus het. Dieselfde krag wat in Jesus Christus gerus het, rus in die geplaaste seuns in die liggaam van Christus. Plasing van 'n seun, hom uitneem na 'n sekere plek, 'n seremonie voor engele hou, en hom posisioneel plaas dat hy in die liggaam van Christus is. Dan het daardie persoon die gesag. Laat ek dit sê as julle my as 'n fanatikus beskou van vanaand af. Daardie einste ding waarvan ek praat sal gedoen word. Daar sal 'n krag in die kerk geplaas word. En kom nou in, dat die Heilige Gees die mense so sal salf, tot hulle die woord sal spreek, en dit homself net daar sal skep. Ons het nog nie kragte gesien soos wat nou in die kerk inkom nie. Ek weet dit vir 'n feit. Vir hierdie berg sê om te beweeg, nie in jou hart twyfel nie, maar glo dat wat jy gesê het sal gebeur, kan jy kry wat jy gesê het. Die plasing van die kerk in posisie, waar die volheid van die krag van die Heilige Gees in die kerk inkom, dan sal die kritici se monde gesnoer word. Dit sal 'n kort tydjie wees. Jesus het reg van die berg afgekom, reguit na Golgotha toe gegaan. Let op, dit sal nie aanhou nie, maar dit sal hier wees. Nou, wanneer die bonatuurlike gedoen word in die toewyding, wanneer die bonatuurlike gedoen word, maak dit mense opgewonde. Laat hulle baie opgewonde raak en opholle raak. Toe Moses die bonatuurlike gedoen het onder Egipte, was daar 'n gemengde menigte wat saam met hulle gegaan het.
probleme in die laar veroorsaak het. Julle weet dit. Alle Bybelleersers is bewus daarvan. Dit het 'n gemengde menigte veroorsaak. Gelowiges vermeng met ongelowiges, dit het later probleme in die kamp veroorsaak. Wanneer die bonatuurlike gedoen word, maak dit mense opgewonde en gaan hulle van die pad af. Dis dieselfde ding wat gebeur het in die hele Pinkstersfeer. Die bonatuurlik is gedoen. God het die eerste ding uitgestort, die gawe van die Heilige Gees, om die mense in tale te laat praat. Toe het hulle klomp nabootsings daarvan gekry. Vleeslike vergelyking. Mense gaan af en sê 'n woord oor en oor en oor en oor, totdat hy 'n soort van 'n taal kry om in te praat. Of die bonatuurlik op enige manier begin gedoen word, dan is daar iemand wat dit probeer naboots. Weet julle, God het nooit twee mense dieselfde gemaak nie. Daar's nie twee van julle in die hele wêreld of wat ooit was, wat dieselfde duimafdruk het nie. God maak mense verskillend en hy het verskeidenheid van gawes en stuur hulle na sy kerk toe. Maar ons vestig net op een en daar gaan jy sien, jy kry nie die wysheid van die Gees nie. Dis waarom God ons nie in die posisie kan plaas waar ons in sy liggaam behoort te wees nie. Want aan een word hierdie soort gawe gegee, aan 'n ander hierdie soort gawe, aan 'n ander een 'n ander soort gawe en so voort, maar almal dieselfde liggaam. Maar ons wil net presies soos daardie ander een wees. Jy kan dit nie doen nie. Jy moet die wysheid van die woord gebruik. Die Bybel is wat ons bloudruk is. Nou toe hierdie seun geplaas is, God het sy seun geplaas volgens dieselfde wet wat hy vir hulle verordeneer het. Nou soos hy verordeneer het dat daar dood sou wees vir ongehoorsaamheid. God het afgekom en het vlees geword en het die ongehoorsaamheid op homself geneem en gesterf vir die menslike ras, waarop hy die dood geplaas het, of hulle het die dood oor hulle self gebring en die dood vir hulle geneem dat hy hulle kon verlos. In die plasing van 'n seun wat hy die ordes van die Ou Testament gehad het, het God afgekom en sy eie seun geplaas. Reg terwyl hulle opgegaan het na die berg en met eens het die engel van die Here gekom. En die krag van die Here het hulle oorskadu en sy klere het begin glinster soos die son. En hulle het Moses en Elia aan hom sien verskyn en met hom praat. Daar het 'n stem uit die hemel gekom wat sê: "Dit is my geliefde seun, luister na hom." Al die kragte in die hemel en aarde is aan hom gegee. Hy was gehoorsaam. Hy was toe die seun van God, God wat sy eie seun geplaas het. Luister. Luister na hom. Nou, wat het daar plaasgevind? Sodra die bonatuurlike klaar was, het Petrus baie opgewonde geraak gesê: "Ek sal julle sê wat ons doen. Kom, ons bou 3 tabernakels hier. Maak 3 verskillende denominasies, 3 verskillende tabernakels. Ons sal een hê wat die wet van Moses wil onderhou. Ons sal hulle laat aanbid in daardie tabernakel. Een wat die profetiese uitspraak wil hou, ons sal hulle laat aanbid in hierdie tabernakel. En die een wat wil glo wat Jesus gesê het, ons sal hulle in daardie tabernakel hou." Ek is so bly dat God dit gestop het. Wat as ons die wet so onderhou het? Die wet het geregtigheid sonder genade. Jy kan nie deur die wet gered word nie. Die wet het geen verlossing daarin nie. Die wet veroordeel jou net. Dit sê vir jou jy is 'n sondaar en skuldig, maar dit het geen genade nie. Dis 'n polisieman wat jou in die tronk gooi sonder enige manier om uit te kom. Ek is bly dat ons nie na Moses hoef te luister nie, want hy het die wet gebring. En die profete was geregtigheid. Ek wil nie God se geregtigheid hê nie. Nee, ek wil sy genade hê, nie geregtigheid nie. As ek geregtigheid gekry het, sou ek veroordeel word. Ek wil genade hê. Ek pleit nie vir sy geregtigheid nie. Ek pleit vir sy genade. Moses of Elia, die een wat vir die profete was, het opgegaan op die berg en daar gaan sit. Niemand sou naby hom kom nie en 'n koning het 50 gestuur gesê: "As ek 'n man van God is, laat daar vuur val en julle verteer." Geregtigheid, ek wil dit nie hê nie. Maar voor Petrus klaar gepraat het oor daardie 3 verskillende tabernakels, het die stem uit die hemel gespreek en gesê: "Dit is my geliefde seun, luister na hom. Moses is weg, die wet is weg, die profete is weg. Maar dit is my geliefde seun, luister na hom." Maak nie saak waar jy is nie, luister na hom. Maak nie saak wat enigiets sê, wat mamma sê, wat papa sê, wat die wet sê, wat enigiets anders sê nie.
Luister na hom. Hy is die ewige stem. God positionally placed him as God het hom posisioneel your geplaas as jou middelaar, as jou Vader, as jou God. Dit is my geliefde seun. Luister na hom. Friends, the people of this nation and this world. Vriende, die mense van hierdie nasie en hierdie wêreld soos ek om dit reis, vind ek is so honger vir regte, egte Christendom. Ons het soveel voorgee, soveel aansit, soveel nabootsing, dat die wêreld regtig honger is om iets egs te sien. Wat 'n terugslag nou die dag, toe meneer Graham daardie klomp heidene daar laat staan het, en hom laat uitdaag het, oor die evangelie wat hy gepreek het. Ek weet nie wat ek sou doen nie, maar ek glo ek sou wees soos die Hebreërs se kinders. Ons God is in staat om ons te verlos van hierdie ding. Ek sal nooit dat daar op die evangelie getrap word nie. Kyk, dit het 'n punt bereik, vriend, waar die wêreld so verskriklik is, dat dit jou elke duim grond gaan laat bewys waarop jy staan. Satan gaan dit doen. Dit kom by 'n tyd waarna bootsings en vleeslike denke besny gaan word van die ware liggaam van Christus. En hy gaan 'n liggaam hê wat rein en heilig is, ingevul is met sy gees, wat wandel in sy gees en die werke doen wat hy gedoen het. Getrou wees daaraan. Wil iets echt sê, hulle honger en dors om die regte ding te vind. Hulle wil nie sielkunde hê nie. Hulle wil nie een of ander intellektuele toespraak hê nie. Hulle wil iets hê wat hulle die versekering gee. Iets wat hierdie Bybel weer laat lewe. Toe ek van die vliegtuig afgeklim het by Bombay, India, waar ons grootste byeenkoms gehad het, geskat omtrent 500,000 wat in die diens was, die eerste een wat ek ontmoet het by die Taj Hotel, waar miskien 400 of meer sendelinge by mekaar gekom het, was die biskop van die Methodiste kerk daar. Hy het vir my gesê, Broer Branham, ek mag van jou verskil oor jou doktrine van goddelike genesing. Hy het gesê, maar jy het 'n goeie naam en ek wil hê jy moet dit skoon hou, want dis iets vir hierdie mense. Hy het gesê, maar moet nooit jouself 'n sendeling hier noem nie, gesê ons het die Bybel gehad voor 2000 jaar voor julle 'n nasie was. En dis waar, St. Thomas het afgegaan die evangelie na Indië toe gebring, maar wat het hulle gedoen? Hulle het dit daar in 'n intellektuele teologie verander en daar het dit gelê. Hy het gesê, ons hoor hier oor kan in Indië, dat God vir jou 'n gawe gegee het om hierdie Bybel weer te laat lewe. Dis waarin ons geïnteresseerd is, om die Bybel weer te laat lewe. Dis wat hongerhartige siele wil hê, is om die Bybel werklik te sien word, om God op die toneel te sien kom en doen soos hy het. Die lewende woord wat iets lewendigs word vir ons, dors vir werklike goed, te veel nabootsings. Ek weet nie of ek al ooit hierdie storieetjie vertel het of nie. Dit kan weer vertel word. Almal weet dat ek jag. Ek hou daarvan om te jag. Gebore in my, kan dit nie help nie. En eendag het ek gejag bo in die noordelike woude, saam met 'n kerel, wat 'n goeie jagter was, 'n man wat goed op die spoor kon bly, en 'n baie goeie dodelike skut. En hy was 'n man wat nie die hele tyd hoef te gesoek het nie. Hy het geweet waar hy was in die woude, en ek het dit geniet om saam met hom te jag. En ons sou van mekaar skei en ek sou sê, ek sal oor 20 myl oorkant by 'n sekere plek ontmoet om so en so. Hy sou net daar wees, en so jy hoef nooit bekommerd te wees dat hy omgedraai word of verdwaal nie. Hy het selfs Indiaanse bloed gehad en hy het die woude geken, so hy. Eendag het ek opgegaan om saam met hom te jag, maar dit was die wreedste man wat ek ooit in my lewe ontmoet het, wreedaardig. Hy sou net daarvan gehou om klein takbokkies te skiet, dis klein babe takbokkie, net om my sleg te laat voel, want ek was 'n prediker. En hy sou vir my lag en sê, o, jy's lafhartig, dis wat die probleem is met julle predikers, julle is almal lafhartig. Ek het gesê, Bert, dis nie dit nie. Ek het gesê, ek het gedink jy was 'n jagter. Ek het gesê, ek's 'n jagter, maar ek's nie 'n moordenaar. Ek het gesê, ek glo nie. Ek glo dis moord net om dit te doen vir wreedheid. Ek glo nie in die doodmaak van diere so daardie net vir tekens nie. As daar enige iemand
is wat 'n moordenaar is dit 'n wit man. Neem hom eenmaal oor na Afrika, hou hom dop, hy sal doodmaak net so lank as wat hy kan skiet en doodmaak. Dis reg. Dis net reg in hom, sê altyd om dit te doen. Maak dood. Hierdie arme Indiane wat hier sit, hoe hulle buffels en takbokke doodgemaak en het bene en dinge opgetel, hulle geskiet per teikens. Geen wonder hulle het 'n slegte gevoel daaroor nie. God het hulle erfenis gegee. Ons het hulle almal geskiet per teikens. Dis 'n skande, skandaal, 'n klad op die vlak van enigiets. Maar net om 'n moordenaar te wees, en dis wat Bert was. Hy was net 'n moordenaar, net doodgemaak vir die plesier daarvan. 4 of 5 van hulle op een dag doodgemaak, net vir die plesier daarvan. Een jaar toe ek so toe gegaan het, het hy 'n klein vletjie gemaak wat geklink het soos 'n klein baba takbokkie. Hoe dit skree, hulle weet, roep na sy mamma. Hy het dit vir my gewys en ek het gesê, Bert, jy gaan dit nie gebruik nie. Hoe het hy gesê, ruk jou reg, prediker. Gesê, jy stel 'n waarte. En ek het gesê, Bert, sal jy dit doen? Het hy gesê, volg my net en kyk. Ons het daardie dag gaan jag omtrent 6 duim sneeu, goeie skoorsny weer, maar takbokke is nadat daar 'n paar keer op hulle geskiet het, baie wild in daardie streek, die Witster, en hulle kan wegkruip en jy kan hulle nie sien om jou lewe te red nie. En hulle sal nie uitkom in die dag nie, hulle sal dit nie doen nie. So as hulle ooit uit was, gaan jy hulle net teen dagbreek kry of net voor dit donker word, dis wanneer jy hulle kry. En ons het gejaag tot omtrent 11 uur en het nie eens een spoor gesien nie. Dit was laat voor ons soontoe gegaan het. En dan was die seisoen al aan vir 'n paar weke oorkant aan die noordekant van die pad oopgemaak na Kersfees, aan die suidekant van die presidensiële reeks. So ons was reg onder Washington Berg en toe ons daardie dag gejag het omtrent 11 uur. Ons het gewoonlik 'n bietjie warm sjokolade saamgedra, het baie energie daarin gehad. Ons sou dit saamdra vir 'n bietjie middagete op ons rug. Waar ons vir 12 gestrand was, wel ons pad kon vind en iets te eet om jou warm te maak as ons te koud word. Dit was baie koud. En Bert het gaan sit by 'n nou klein oopte daar en ek het hom gevolg, want na middag het ons gewoonlik geskei en ander maniere gesoek om terug te kom deur die valleie en toe hy daar gaan sit het. Hy het sy hand in sy hep ingesteek so hierdie en ek het gedink hy gaan terug om sy warm sjokolade te kry. Groot ooi het opgestaan, net perfek in sig. Nou dis soort van vreemd vir hulle om dit te doen, 11 uur in die dag. En hy het na my gekyk met daardie verleë kyk. En daardie ooi het weer gefluit en die ooi het reguit uitgestap in die oopte. Dit is baie ongewoon, jy kon haar eislike groot bruin oë sien en daardie groot ore wat rondkyk. Bert, ons het nooit 'n koel in die loop gedra nie, so hy het opgeskuif en 'n koel ingesit toe die geweer geklik het en die takboek dit gehoor en sy het omgekyk. Hy het opgestaan met die geweer. O, daardie kruisaar en daardie teleskoop het reg oor haar hart gegaan. Ek het geweet binne 'n paar sekondes sou hy haar hart reg uit haar uitblaas. Ek het gedink, hoe kan hy so wreed wees? Ek het vir hom gefluister, ek het gesê, Bert, jy gaan dit nie doen nie. Maar daardie takbok het niks aangesit nie. Sy was 'n moeder, sy was 'n gebore moeder. Daar was iets in haar wat 'n baba lief gehad het. Het jy ooit opgelet, 'n dogtertjie wanneer sy gebore word, sê, wanneer sy groot genoeg word om rond te loop, wil sy 'n pop hê. Wat is dit? Moeder van die begin af, dis die natuur. En daardie takbok se natuur was om daardie baba te soek. En sy het omgedraai en reguit aan die jagter gekyk, sy het daardie groot ore opgesteek vir 'n oomblik, maar sy het geweet daardie baba is in moeilikheid en sy het daarna begin soek. Toe ek hom sien aanlê, het ek gedink, hoe kan jy dit doen, Bert? Daardie arme moeder doodmaak wat daar staan soos daardie na sy mislei is, dat dit haar baba is wat roep. En miskien het sy 'n klein takboekie daar iewers gehad en sy het gedink dit was in die moeilikheid. En sy het dit gesoek want dit het gehuil. Nou, sy het nie aangesit nie. Dit was egte moederliefde. En toe hy geskiet het soos daardie, het ek my kop weggedraai. Ek het gesê, Hemelse Vader, wees hom genadig. Ek het hom lief. Hoe kan hy so wreed wees? Daardie regte getroue moederskap en daar gaan hy haar hart uit haar uitblaas wanneer haar mislei en haar daar in die oopte gekry het. Daardie moeder met 'n klein takboekie hier iewers en die maak asof hy daardie klein takboekie is wat roep na die moeder. En ek het gewag om die geweer te hoor skiet en ek het gewag vir omtrent 'n minuut en die geweer het nooit geskiet nie. Ek het gewonder wat maak keer. Ek het omgedraai om te kyk en die geweerloop het soos hierdie gegaan.
Hy kon dit nie langer uithou nie. Hy het omgekyk na my en die trane wat teen sy wange afgeloop het. Hy het die geweer op die grond gegooi en my om die broekspyp gegryp. Hy het gesê, Billy, ek het genoeg daarvan gehad. Lei my na daardie Jesus toe waarvan jy praat, wat so teer en vol liefde is. Wat was dit? Hy het iets werkliks gesien. Hy het iets egs gesien. Hy het iets gesien wat sy nie nageboots het nie. Wat sy nie net voorgegee het nie. Sy het regtig gehad wat sy gedoen het. Dis waarna die wêreld soek in die kerk vandag. Iets wat werklik is. O, saam met die res van ons, wil julle nie soveel van 'n ware getroue Christen in julle hart wees soos daardie takbok 'n moeder was nie? Sou julle dit nie graag wou hê nie? Sal julle julle hand opsteek en sê, ek wil dit graag wees? God het gesê, dit is my geliefde seun, luister na hom, die werke wat hy doen, sal julle ook doen. Groter as dit sal julle doen, of meer, het Jesus gesê, ek gaan na my Vader. Maar God en julle Phoenix mense hier skenk is my gebed, dat die loyaliteit van Christus in julle hart sal wees, daarin gebore deur die natuur van die Heilige Gees. Wat julle sal laat honger na God en net so getrou sal laat staan vir God en vir sy woord, soos die loyaliteit van haar moeder gestaan het in daardie dag vir haar klein takbok. Kom ons bid. Sou daar wees miskien terwyl julle hoofde gebuig het, hoeveel sondaars hier binne wil graag onthou word in die woord van gebed soos ons vanaand afsluit? Sal julle hande opsteek? Die balkon aan my regterkant, eerste. God seën hulle almal daarbo, God seën hulle. Wil net 'n ware Christen wees. Natuurlik blameer ek julle nie. Julle het 'n klomp mense gesien wat aansit en maak soos en dit het julle net siek gemaak. Maar julle wil eg wees. My broer, my arme verlore vriend, daar is 'n ware Jesus Christus. Daar is 'n ware hemelse Vader, 'n ware Heilige Gees, regte engele en daar is ware Christene. Ek bid dat God elkeen van julle daar in die balkon aan my regterkant, wat julle hand opgesteek het, 'n Christen soos daardie sal maak. Die balkonne voor my, sal julle hand daar opsteek, sê, bid vir my broer Branham, ek wil 'n Christen wees, net soveel van 'n Christen as wat daardie takbok 'n moeder was. En my loyaliteit vertoon kon word vir my verlosser. God seën jou, God seën jou seentjie, God seën julle, dis baie goed. Die balkon aan my linkerkant, sal jy jou hand opsteek, sê, bid vir my Branham dat ek die soort Christen sal wees, so op 'n Christen, en gebore word in my. Iets in my dat ek getrou sal wees aan Christus, soos daardie moeder was aan die roep van haar baba. Sal jy jou hand opsteek enige plek in die balkonne aan die linkerkant? Onder die balkonne hier aan die linkerkant op die vloer, sal jy hande opsteek, God seën jou meneer, God seën julle almal daaronder, dis baie goed. Almal daar agter, God seën julle, dis goed. Jy reguit middelpaadjie hier, hoeveel sal jy hande opsteek en sê, onthou my, God seën jou daar reg agter. Ek sien self ver terug tot by die gekleurde mense daar, ek sien julle, God seën julle, hy sal jou dit maak. Nou onder die balkon aan die regterkant in hierdie paadjie hier binne, hoeveel sal jy hand opsteek sê, onthou my broer Branham, God seën julle, dis goed, God wees julle genadig. Nou aan my, hier agter, God seën julle, dis goed. Ek het julle gemis hier agter vir 'n paar aande, maar God wat nou met jou is, mag hy dit skenk vir jou die begeerte van jou hart gee. Nou ek wil hê, elkeen van julle wat julle hand opgesteek het, moet saam met my bid en ek wil hê julle moet God glo met julle hele hart. Nou daar's iets wat jou hand laat opsteek het. Dit was iets wat jy wil sien wat werklik is. Ek wil hê julle moet aan God beloof vanaand as julle hom in hierdie genesingsreis sal sien inkom en dieselfde dinge doen wat hy gedoen het toe hy hier op aarde was. Die geheime van die hart geken, die siekes en beproefdes genees, die verlamdes laat loop, blindes laat sien, dowes laat hoor, stommes laat praat. Ons weet nie wat hier binne gaan wees nie. As hy dit doen, dan het jy 'n teken van die Heilige Gees gesien, die egte Heilige Gees. Dan wil ek hê julle moet kom sodra die genesingsdiens verby is. Op en staan om die altaar hier waar vir julle gebid kan word. En dan kan een of ander prediker julle neem as herder na sy kinde en julle daar voed en julle versorg totdat julle in die liggaam geplaas word. Ons hemelse Vader, daar was 'n paar, miskien 30 of 50 hande op vanaand, oral rondom almal in die balkonne en almal onder die balkonne buite in die middel van die vloer. Het baie mense hulle hande opgesteek, jonk en oud en middeljarig, wat almal werklik wou wees, hulle wil ware Christene wees.
Hulle wil hê nie 'n plaasvervanger iets wat hulle iemand moes naboots nie, maar 'n ware ondervinding wat deur God alleen vir hulle gegee is, wat hulle 'n ware, loyale Christen maak. Bid Hemelse Vader dat U hierdie seëning aan elkeen sal skenk. Seën hulle Here wat afvallig is vanaand, wat nie meer in die geloof wandel nie, wat afgedraai het om in hierdie huidige wêreld te wandel, dit meer liefde is wat hulle vir Christus het. Bid dat U hulle sal omdraai vanaand en mag hulle iets so werklik sien vanaand dat hulle aandag sal trek soos die brandende bos vir Moses het. Mag hulle weer in liefdevolle gemeenskap met U en met die kerk inkom. Skenk dit, Vader. En seën die hele kerk en mag hulle naby mekaar sit in liefde en gemeenskap, alle kerke en liggame van gelowiges, totdat ons die volmaakte seun van God gevorm sien word in ons midde, om die letterlike liggaam van Christus terug te bring en die liggame van hulle wat in hom slaap sal verander en gelykvormig word aan sy eie verheerlikte liggaam, waardeur hy in staat is om alle dinge in homself te onderwerp. Skenk dit, Vader. Ek vra dit nou dat U op die toneel sal kom soos ons vanmôre gepreek het. Die God van die geskiedenis op die toneel verskyn, dieselfde God om mense te laat weet dat moenie vrees nie, ek is altyd met julle tot aan die einde van die wêreld. Mag die stem van God deur hulle harte klink vanaand. Dit is my geliefde seun. Luister na hom. In Jesus Christ's name we ask it. Amen. In Jesus Christus naam vra ons dit. Amen. Ons sit hier vanaand onder groot verwagting nou en wag die gebedsry. Ek dink Bill het vir my gesê hy het 50 gebedskaartjies uitgegee vanaand. Was dit reg? C, ABC. Die derde keer gee ons gebedskaartjies uit. Hulle is nie, ek het julle gevra hoe julle wou hê die diens moes verloop en julle het gevra vir gebedskaartjies vanaand sodat die hele groep kon oorkom en daar handel op hulle gelê kan word. Dis wonderlik, die skrif sê dit. Nou, sodat hulle nie deur mekaar sal wees, dis waarom ons nie almal kan laat kom nie, dis nie 'n arena nie, julle weet, dis 'n arena, maar nou is dit 'n kerk, broer sal teen broer veg môre aan, maar ons veg teen die duiwel vanaand in hierdie arena, maar ons wil dit die kerk van God maak. Wie het gebedskaartjie C? C soos Christus, C nommer 1, sal jy jou hand opsteek, iemand met C nommer 1, gebedskaartjie. Soom van Jesus se kleed en hy het haar swakheid gevoel. Toe sy hom aangeraak het hy haar geloof gevoel en uitgekyk oor die skare. En haar gevind en haar vertel dat haar bloedvloeiing gestop het. Hoeveel weet dat dit die skrif is? Hoeveel weet dat Jesus nie aanspraak gemaak het om 'n geneeser te wees nie, dat hy gesê het ek die seun kan niks uit homself doen nie, maar wat hy die Vader sien doen, dit doen die seun. Johannes 5:19 op aarde toe hy daar was. Goed doen. Hoeveel hier glo dat Jesus Christus nie dood is nie, dat hy lewendig is? Hoeveel glo dat die Bybel gesê het in Hebreërs 13:8 dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid? Wel, as hy dieselfde is hy dieselfde in beginsel, dieselfde in krag. Hoeveel weer het hy gesê het dat net 'n klein tydjie sou wees en niemand hom meer sou sien nie, want hy sou opvaar na bo. Maar hier is wat sou plaasvind. Hy sou die wynstok wees en die kerk sou die lote wees. Hoeveel weet dit? Hoeveel weet dat dit nie die wynstok is wat vrugte dra nie, dis die loot. Die vrugte kom uit op die loot. Dan as julle die lote is, dit is die kerk, die lede van die kerk, die liggaam. Goed. Dan as die loot die in die wynstok is, sal die loot vrugte van die wynstok dra. Is dit reg? Dan is dit die lewe van Christus in die kerk wat dieselfde vrugte dra wat hy het. Hoe het hy die mense laat weet hy was die Messias? Nou, het die heidene gesoek na Messias in daardie dag? Nee, meneer. Hulle was heidene. Goed, het die Jode gesoek na Messias? Ja. Het die Samaritane gesoek na Messias? Ja. Hoe het hy homself bekend gemaak aan daardie twee? Daar's net 3 volke in elk geval, Gam, Sem en Jafet se mense, volgens die Bybel die seun van Noag. Dis Jood, heiden en Samaritaan. Glo julle dit? Hoe weet dat Petrus die sleutels van die koninkryk gegee is? Wanneer het hy dit oopgemaak vir die Jode? Pinkster. Is dit reg?
Wanneer het hy dit oopgemaak vir die Samaritane? Toe Filippus soontoe gegaan het vir hulle gepreek en hulle gedoop het, het 'n groot erlewing gehad. Die Heilige Gees het op hulle geval. Petrus het die sleutels gehad, afgekom, hande op hulle gelê, hulle het die Heilige Gees ontvang. Is dit reg? Wanneer het die heidene dit gekry? Die huis van Cornelius die Romein. Terwyl Petrus nog hierdie woorde gespreek het, het die Heilige Gees geval op hulle wat die woord gehoor het. Is dit reg? Maar toe Jesus hier was, het hy homself net gemanifesteer aan Jood en Samaritaan. Net twee wat na hom gesoek het. Toe hy het, hoe het hy hulle laat weet dat hy die Messias was? Moses het gesê, wanneer die Messias kom, sal die Here julle God 'n profeet oprig soos wat ek is. Dit sal gebeur, wie ook al nie na daardie profeet luister nie, sal uitgeroei word onder die volk. Nou hierdie Messias moet 'n man wees, is dit reg, gebore uit 'n maag, sou die teken van 'n profeet doen. 'n Meesterprofeet, is dit reg? Toe Petrus vertel is wie hy was, gesê, jou naam is Simon, jy is die seun van Jona. Hy het hom aanbid en geweet, dit was die Messias. Toe Filippus gegaan het en Nathanael onder die boom gekry en hom teruggebring het voor Jesus, het Jesus na hom gekyk en gesê, aanskou 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Sê my wanneer hy gereed is. Aanskou 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. En toe hy gesê het, Rabbi, wanneer het u my geken? Hy het gesê, voordat Filippus jou geroep het, toe hy onder die boom was, het ek jou gesien. Watter oë. En wat het hy gesê? Rabbi, u is die seun van God. Hoe het hy hom herken? Aan die teken. U is die koning van Israel. Hy is. Toe hy afgegaan het na die Samaritane, hy moes daar verbygaan. Die disippels het ingegaan om 'n bietjie kos te koop. Hy het gesit by op die klein trapleuning om die put, die openbare put daar. 'n Vrou, hoe ons weet sy was, het uitgekom, sê het begin water skep en Jesus na haar gekyk en gesê, vrou, bring vir my water om te drink. Sy het gesê, dis nie gebruiklik nie, ons het segregasie. Ons en hele Jode het niks met mekaar te doen nie. Dis nie reg vir u as 'n Joodse man om vir my as 'n Samaritaanse vrou vir so iets te vra nie. Hy het gesê, maar as jy geweet het met wie jy praat, sou jy vir my water gepraat om te drink. En die gesprek het voortgegaan tot dit Jesus gevind het waar haar probleem was. Weet enigiemand wat haar probleem was? Sy het 'n oorspel gelewe en Jesus het vir haar gesê, gaan haal jou man en kom hier na toe. Sy het gesê, ek het nie 'n man nie. Sê dis reg, jy het saam met 5 gelewe en die een met wie jy nou saamleef is nie jou man nie. Jy het reg gesê. Wat het sy gesê? Sy het gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Nou luister, dis nie al nie. Ons weet dat wanneer 'n Messias kom, dit sy teken sal wees. Hoeveel weet die skrif sê dit? Ons weet wanneer Messias kom, sal hy ons alles wys. Maar wie is u? Het gesê, ek is hy wat met jou praat. Wat was haar boodskap nou? In die stad ingehardloop en gesê, kom sien 'n man wat vir my die dinge vertel het wat ek gedoen het. Is dit nie die einste Messias nie? Nou, God is oneindig, glo julle dit? Hy kan nie verander nie. Hy het nie een van daardie mense, stamme van mense, hulle geslag laat verbygaan sonder om daardie teken te sien nie. Hy het geprofeteer dat die heidene dit sou ontvang soos dit was in die dae van Sodom voor die verbranding van Sodom. Nou as hy daardie teken vir hulle gegee het en ons net laat ingaan op intellektuele, het hy ons uit iets bedrieg. Hy sal dit nie doen nie, hy is dieselfde. As dit sy idee was, as dit sê, wanneer God ooit op die toneel geroep word op die manier wat God die eerste keer optree, moet hy vir altyd so optree. As dit nie, het hy verkeerd opgetree in die eerste plek. Het iets verkeerd gedoen, maar julle let op, wanneer God optree, tree hy elke keer dieselfde op. As die sondaar geroep het, en hy het daardie sondaar gered, die volgende sondaar wat roep, moet hy red. Die volgende sondaar, die volgende sondaar, die volgende sondaar, die volgende sondaar, almal wat roep. As 'n man vra vir genesing van sy liggaam en God genees hom, dan moet die volgende een, die volgende een, die volgende een, die volgende een wat roep, genees word op grond van geloof vir enigeen. Hy het die Jode die teken van die Messias gewys voor hulle bedeling geëindig het. Hy het die Samaritane die teken van die Messias gewys voor hulle bedeling geëindig het, maar nie een keer het hy dit vir die heidene gewys nie. Hulle was nooit op soek na enige Messias nie. Nou is hulle. Is daar dieselfde Messias wat geprofeteer het dat hy dit sou doen, wat reguit terugkom onder die mense, nie ek nie, ons, die kerk wêreldwyd, wat terugkom presies dieselfde dinge wys wat hy net daar gedoen het. Ons moet dit glo.
Nou julle wat iets wil sien wat eg is, iets wat eg is, mag die Heilige Gees in staat wees om dit vir julle te gee vanaand. Hoeveel het julle gesê was hier wat nie gebedskerk gehad het nie, steek julle hand op, natuurlik nie julle, ek bedoel siek die gebedskerk in die ry nie. Nou bid net 'n oomblik terwyl hulle daar die ry voltooi, net 'n oomblik. Sê wat? Goed, net, dis reg. Net 'n oomblik, ek probeer nou met die mense daar buite werk, sonder die kaartjies. Ek bly dink aan daardie horlosie, maar ek weet nie wanneer ons ooit weer sal ontmoet nie. Laat ons stil bly net 'n oomblik, stil word. Begin druk, dan begin die duiwel daarin werk sien. Om dit iets te probeer maak wat dit nie is nie. Nou laat ons geloof hê en glo. Laat ons net met ons hele hart glo dat Jesus Christus die Seun van God hier is, gereed om ons te gee wat ons begeer. Paul, alles gereed. Ek wil oral oor die gebou hê, oral waar hulle is, wil ek hê julle moet bid. Ek wil vir julle 'n vraag vra voor ek dit doen. Kyk hier, dat julle die opregtheid mag ken. Hierdie Bybel wat ek liefhet en glo die woord van God is. Daardie engel wat julle op die foto sien. Wel, ek hoef julle nie te sê nie, daar is dit op die foto. Daar is meneer George Lacey van die FBI vingerafdruk en dokument bewys dat die lig daar was en die lens getref het. Dit is nie sielkunde nie. Hy het gesê die meganiese oog van hierdie kamera sal nie sielkunde afneem nie. Nee, beslis nie. So God wat my regter is, ek sien daardie lig. Vir openbaring, vir visioen. As ek julle nooit weer ontmoet tot ek julle ontmoet in die land van die heerlikheid nie en daardie dag by die oordeelstroon van Christus staan waar ons almal kom, ek het julle die waarheid vertel. Ek weet dat julle dink ek nie geleerd is. Ek is nie veel van 'n prediker nie, want ek het geen geleerdheid nie, maar God het my net 'n gawe gegee. Dis net om William Branham uit die pad uit te kry, sodat hy die dop kan neem en self daardeur kan praat. Nou bid julle en ek wil hê julle moet eerlik wees, en as God sal doen en net hier optree vanaand, presies soos hy gedoen het toe hy in die vlees was hier op aarde, wat deur ons vlees opgetree het, dieselfde tekens doen, dieselfde wonders, dan wil ek hê julle moet dit doen. Stay a hold of the cross until God places you positionally where He wants you in the body of Christ. God grant it. Bly vas so aan die kruis totdat God jou plaas posisioneel waar hy jou wil hê in die liggaam van Christus. God skenk dit. Dis agter my. Die dame sit op die punt van daardie ry daar. Jy wil God hê, wil jy nie? As God vir my jou probleem sal verduidelik, sal jy glo dat ek sy diensknegt is? Jy sal? Jy het hartprobleme gehad. Dis reg. Dis reg, wyf jou hand. Nou ek ken jou nie. Het jy gebedskaartjie? Nee, jy natuurlik het jy nie. Goed. Nou glo jy my? Glo jy dis waar? Glo jy dit sou dieselfde gees wees wat vir die vrou gesê het sy 5 mans gehad? Jy dit met jou hele hart glo, dan moet jy genees word, sien. Ek ken jou nie, ek jou nog nooit gesien nie. Jy het iets aangeraak en hy is 'n hoëpriester wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. As die hoëpriester aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede, sou hy nie optree net soos hy het as hy dieselfde hoëpriester is nie. Dit het daardie vrou wat langs jou sit opgewonde gemaak. Dit was jy wat die gees van die Here getrek het. Glo jy, dame, dat God weet wat verkeerd is met jou? As ek jou van hier af sal sê wat verkeerd is met jou, sal jy jou genesing aanvaar? Sal dit jou help? 'n gewas op jou oor waaroor jy bid. Dis reg, is dit nie? Het jy geloof? Glo nou. Wat van buite in die gehoor hier? Daardie man wat daar sit, kop in sy hande besig om te bid, wat klierprobleme en senuweeagtigheid het. Sy sal glo, meneer, sal dit jou verlaat en jy kan huis toe gaan gesond wees. Aanvaar jy jou genesing?
Glo met jou hele hart. Goed. Jy het toegebid, dis reg. Jesus genees jou. Daardie vrou reg agter hom daar. Glo jy God kan vir my sê wat jou probleem is? Glo jou voete sou gesond word? Jy glo? Pla jou al geruime tyd. Glo jy God weet wie jy is? Mevrou Hershey, dis reg. Goed, jy kan nou huis toe gaan en gesond wees, as jy dit glo. Steek jou hand op, sê, ek prys hom daarvoor. Goed. Ek geloof in God, glo. Wat van iemand hier langs, party van julle mense, sodat julle... Daar's 'n man wat net hier sit en bid. Ek ken hom nie, het hom nog nooit gesien nie, het arthritis. Dis 'n vrou wat langs hom sit, sy het ook arthritis. Glo jy mis dit? Meneer Reinhard, glo met jou hele hart, staan op en word genees. Jy in mevrou Reinhard. Jesus Christus maak julle gesond. Amen. Glo nou. Amen. Glory. O God, waarom kan mense dit nie sien nie? Don't think I'm crazy, I'm not. Moenie dink ek is mal nie, ek is nie. Hoekom lyk vir my of daardie plek iewers in die brand sou steek? Kan julle dit nie sien nie? Dis die lewende God wat homself werklik maak. That little Indian woman sitting back there, high blood pressure, believe, sister, be healed. Daardie Indiaanse vroutjie wat daar agter sit, hoë bloeddruk, glo suster, word genees. Glo jy? Pink dress on, looking at me. Pink rok aan, wat na my kyk. Goed. Glo jy die hoë bloeddruk is weg? All right. Wave your hand if you believe it's gone. Goed. Wyf jou hand as jy glo dit is weg. Goed. God bless you. God seën jou. God loves you. God het jou lief. Dit het 'n ander Indiaanse meisie opgewonde gemaak wat daar agter gesit het om die ander vrou te sien. Glo jy God en neem daardie rugprobleem weg van jou suster met die klein wit daar agter. Glo hy sou neem jou rug gesond maak? Die Indiaan wat langs haar sit het longprobleme. Een langs haar het ook rugprobleme. Jy kan nie sien God weet alles van jou af. Glo jy God sal julle gesond maak, elkeen van julle wat daar agter in daardie agterste ry sit. Kan julle Engels verstaan? Glo dan net met julle hele hart. Word gesond gemaak. Waar is daardie vrou na wie iemand hier buite gewys het? Is dit die dame wat hier staan? Kyk dame, glo jy dat ek is daardie vrou in die ry? O, hoekom is sy nie op? Kan nie opstaan nie. Goed. Kyk hier, as God sal openbaar wat verkeerd is met daardie vrou wat daar staan, sal die res van julle in die ry dit glo sodat ons vir al die mense kan bid. Glo julle hom nou met julle hele hart? How many believe that's real? How many believe that's just as real as it can be? Bless your hearts. That's good. Now, you keep that spirit right on you. Hoeveel glo dat dit werklik is? Hoeveel glo dit is net so werklik as wat dit kan wees? Seën julle harte, dis goed. Nou hou julle daardie gees reg op julle soos daardie hou daardie salwing. Jy ook meneer. Wel, jy bid nie eintlik soveel vir jouself nie. Daar's 'n vraag in jou gemoed waarvoor jy bid wat groter is as vir jouself. Dis reg, is dit nie? Dit is waar. Ek ken jou nie so ver ek weet. Ek het jou nog nooit in my lewe gesien nie, maar God ken jou wel. As God aan my sal openbaar wat daar die diepte is, dit lyk asof jou gees aanhou terugbeweeg. As God aan my kan openbaar wat dit is, sal jy aanvaar as jy dit kry, waarvoor jy ook al gevra het. Sou die res van die mense by haar aansluit? Dis vir iemand anders waarvoor sy staan, wat 'n vrou is, baie jonger as wat sy is. O, dis haar dogter. Die dogter is 'n skadu tot die dood. Sy het kanker. Die kanker, sy is daarvoor geopereer en die kanker, dit was onsuksesvol. Hulle kon dit nie stop nie. Die kanker is in die bloedvate. Daar's 2 van hulle. En hy is soort van 'n krippel. Jy rede waarom jy nie met die trappe kon opkom nie, loop op 'n kierie op 'n stok of daar's iets waarop jy loop. Ek sien jy probeer van die straat opkom. Dit's reg. Jy was al voorheen in my dienste. Daar is een keer vir jou gebid in my diens en jy het iets verkeerd gehad met jou wat dit was jy moeilik om asem te haal, asma. En die Here het jou daarvan genees. Dis so spreek die Here.
Glo jy met jou hele hart? O, glo jy regtig? Now you know I don't know you. Nou jy weet, ek ken jou nie. Ek weet nie wat ek gesê het nie. Dis op daardie band daaronder. God knows, with my hand on my Bible. As far as I know, I never seen God one. weet, met my hand op my Bybel, sover ek weet, het ek die vrou nog nooit in my lewe gesien nie. Glo jy God kan vir my sê wie hy is? Miss Shaver, you can Mevrou Schaefer, jy kan nou huis toe gaan. Jesus Christus sal jou besoek gee. say praise the Lord. Don't you believe? Sê prys die Here. Glo jy nie? Nee, besef daarmee ek sou weet wat verkeerd was met jou. Maar wat ek ook al sou sê of wat ook al, dit sou niks meer help as net waarvoor jy net voor gebid kon word nie, wat dit sou doen, sou dit nie. Maar dink jy gaan 'n krippel wees? Dink jy God gaan jou genees en die artritis en dinge sal jou verlaat, jy gaan gesond word? Jy glo, dis al wat jy hoef te weet. Glo net met jou hele hart. Would you come? Sal jy kom? Now, you know I know what's wrong. Nou jy weet, ek weet wat verkeerd is met jou. Ek weet nie, God weet, maar ek kan jou sê. Glo jy dat God dit aan my kan openbaar? Sal dit jou help? As jy Spaans, jy Spaans. Sou dit die Spaanse mense help, dink jy, as ek hulle sou vertel wat jou probleem was? Dink jy dit sou? Spanish believing people would make you Spaanse gelowige mense sou dit julle laat glo. Hierdie is julle suster, my suster ook. Sou dit? well, then, Wel, dan sal jy diabetes jou verlaat. Jy kan huis toe gaan en gesond wees. Glo jy dit? Goed. Dan kan jy op jou pad gaan en jy. Hoe gaan dit met jou? Goed. Glo jy dat al die wit mense daar buite sou glo as God vir my sou sê wat jou probleem is? Dan sal jou senuweeagtigheid jou verlaat. Byna almal van hulle daar buite lei daaraan elke paal sien. En dit sal jou verlaat. Jy kan huis toe gaan, gesond wees. God seën jou nou. have faith. Believe. Do you believe with all Ek your glo. heart? Glo jy met jou hele hart? O, goeieste daardie ou asmatiese toestand. Glo jy God gaan dit gesond maak? Goed, in die naam van die Here Jesus gaan en word gesond gemaak. Now, to the Indians, here's your sister. Nou aan die Indiane, hier is julle suster, die Indiaanse mense. Hoeveel Indiane hier binne wat Engels kan verstaan? Steek hulle hand op, Indiane. Goed. Hier is julle suster, my suster ook. Ek het haar nog nooit in my lewe ontmoet nie, weet niks van haar af nie. As God vir my sal sê wat verkeerd is met haar, glo julle dis dieselfde gees wat vir die vrou gesê het wat haar probleem was? Sal julle dit glo, Indiane? You understand English all right? Your heart. Verstaan jy goed Engels? Jou hart sal gesond wees. Gaan. Believe. Amen. Glo. Jou probleem is in jou rug. Gaan, glo en word genees. Have faith. Don't Ek doubt. geloof, moenie twyfel nie. Artritis vir een ding, klierprobleme en artritis. Glo met jou hele hart, gaan, word genees. I never 'n Senuwee toestand, gaan, word genees. Ek geloof. Do you believe with all your heart? All right. Let us say praise the Lord. Glo jy met jou hele hart? Goed. Laat ons sê, prys die Here. You're awful bothered. Dis baie bekommerd oor iets. You're afraid something Jy's happened. bang iets het gebeur, het jy nie? You believe the Lord Jesus can make Glo you jy well. die Here Jesus kan jou gesond maak, rektale probleme? You're praying for Jy someone bid else. vir iemand anders. Ek het hom net toe voor my sien opstaan. Dis jou broer. Jou broer is nie hier nie, hy's in Kalifornië. Glo jy God kan vir my sê wat sy probleem is? Asma. Gaan nou net in geloof, sien, gaan gelowig. Ja, moenie, sien. Kan God haar probleme genees? Joune? Goed, gaan dan en glo. Kom ons sê prys die Here elke. Nou, hoeveel van julle sal nou by my aansluit met julle hele hart en nou bid terwyl ons vir hierdie mense bid? Dit maak my so swak, jy word soos julle is net 'n skaduwee wat voor my ronddans. Laat ons net 'n bietjie bid. Bid julle nou saam met my. Come, sister. Our Heavenly Father, in Jesus' name, I pray for our sister that you'll heal her. These signs shall follow them that believe. In the name of Jesus Christ, may our brother be healed, Lord. In Jesus' name. Father God, I pray that you'll heal our sister. In Jesus' name, may she be healed. Father God, I pray that you'll heal sister. God, she's been healed so many times. I pray that you'll grant it again in Jesus' name. Yes, okay. Heavenly Father, I pray for our sister that you'll heal her in Jesus Christ's name. God, I pray for the little boy that you'll heal him in the name of Jesus Christ. Amen. God, I pray for sister with this great church tonight, laying hands upon her as believers in Jesus' name. Lay hands upon her and ask that the devil departs in Jesus' name. You understand what I mean? In the name of Jesus Christ, may our sister be healed. Come, sister. You bleeding now?
In the name of Jesus Christ, may my sister be healed. Amen. In the name of Jesus Christ, may my brother be healed. Amen. In the name of Jesus Christ, may my sister be healed. Amen. All right. You worried? Goed, jy bekommerd, jy is bang vir haar operasies vir haar gewas, maar dit sal jou verlaat as jy sal glo. Glo jy dit? Gaan dan en jy en sê, dankie Here Jesus, sien. Glo julle, almal van julle sien, ek doen dit net om 'n bietjie te rus, net 'n oomblik, jy net. God ken elke hart, maar Jesus toe een vrou hom aangeraak het, het hy gesê, daar het krag van hom uitgegaan. Is dit reg? Hoeveel weet dis krag? Sekerlik, dit is. Would it help you if I told you what your trouble was? Sal dit jou help as ek jou vertel wat jou probleem is? Sal dit jou help? Goed. Jy's hier vir iemand anders. Jou moeder, sy's amper dood. She's got cancer and heart trouble. Het kanker en hartprobleme so swak sy moet inspuitings kry, dis waar. Is dit nie, jy het haar lief, God het haar lief. Mag jy haar vind in die toestand wat we wil hê sy moet wees, is my gebed. God van die hemel genees haar in Jesus naam. Aan, raak daar die sakdoek aan, sien vir haar. Gaan, glo nou. Come, my sister. In the name of Jesus Christ, may she be healed. Grant it, Lord. Come, sister dear. In the name of Jesus Christ, may she be healed. Amen. Oh, eternal God, I bless this woman and child. May the power of God come upon them and help them. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you, sister. Leave now. In the name of Jesus Christ, may you bless my brother, Father, as this great church prays for you. Come, sister. In the name of Jesus Christ, God, may you bless my sister and heal her. Amen. You believe? In the name of Jesus Christ, I have touched this woman's hand, ask that she be healed. Come, sister. In the name of Jesus Christ, I pray, God, that you'll touch her and heal her. Nou moenie bekommer wees oor haar hande en die suster. Moenie bekommer wees nie. Hou net aanglo, dit sal in orde wees. You believe God will heal you? Glo God sal jou genees. Glands are bad. Kliere is sleg, hulle het kanker. Maar glo God sal hulle genees en hulle gesond maak vir jou. Then Heavenly Father, I pray that Dan Hemelse Vader, bid ek dat U haar sal genees en haar sal gesond maak, en sodat sy sal weer gesond kan wees. Ek bestraf hierdie duiwel in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, glo jy dat God jou sal gesond maak, die maag sal gesond maak, jou sal laat loop en weer laat regkom? God, I pray that you'll grant it in Jesus' name. Amen. Come, brother. God, our Father, I pray in Jesus' name that you'll heal her. Come, little lady. You believe the Lord Jesus make you well? Fine. Lord Jesus, I pray that you'll heal this darling little Indian girl and make her well in Jesus' name. Amen. Heavenly Father, I pray for our sister and pray that you'll make her well in Jesus' name. Amen. God bless the little boy. I pray, Father God, that you'll heal him and make him well, and so that he can go and play and be like other boys. That's right. Heavenly Father, I pray for my brother and ask that you heal him in Jesus' name. Amen. Come, brother dear. Father God, I pray that you'll take the infirmities and crippleness out of my brother and make him well in Jesus' name. You believe me, Ray? In the name of Jesus Christ, may the Holy Spirit heal her and make her well. Amen. You believe, Master dear? In the name of Jesus Christ, may you be healed and well. Amen. You believe, sister dear? In the name of Jesus Christ, may my sister be healed. Amen. In the name of Jesus Christ, may my sister be healed. Amen. Lord God, you believe that He can make you well? Glo jy dat hy jou kan gesond maak? Het 'n slegte oor, kan nie goed daaruit hoor nie, het 'n ongeluk gehad lank gelede, jou kop seer gemaak, jou bors. Dis reg, glo jy dat God jou gesond kan maak, jou weer in jou ore kan laat hoor? Goed. Goed, jy glo dit. Kom ons bid. Buig julle hoofde net 'n oomblik. In die naam van Jesus Christus bestraf ek hierdie duiwel. Kom uit die man uit. Hoe lank is jy al so? Hoe lank?
1944. Sien jy hoor uit al my ore. Hoor my, hoor my. Nou kan julle julle kop oplig. Look here. Kyk hier. Hoor my, hoor my. Jy's genees. I say, Ek sien net iets wat jy 'n lang tyd probeer oorkom het, 'n gewoonte. go give him up tonight. Gaan gee hulle op vanaand. Glo dit. Sigarette sal jou nie meer pla nie. I love him. I love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary. With our heads bowed just a moment, if you will. Met ons hoofde net 'n oomblik gebuig, as julle sal, wonder ek nou, is hier diegene wat graag wil opkom op die altaar en sê, ek glo God dat ek die ware Heilige Gees onder die mense sien beweeg het. Wil julle dit graag doen? While we bow our heads and sing, Terwyl ons hoofde buig en weer sing, almal asseblief, as julle julle hoofde sal buig en laat ons bid en sing. Probodes, lei dit vir my, ek raak jees. Kom op om die altaar hier en staan hier vir gebed. Sal julle dit doen? Julle wat julle hand opgesteek het, wat die God wil vind, wat die geheim van julle hart ken. Dis die manier, dame, dis die manier. Laat ons nou ons hoofde buig terwyl ons sing. I